Vriende, familie, ek gaan vanaand met u die tema bietjie hanteer. Getsemane, die olyfpers van genade. Maar voordat ons begin, daar waar u nou net so sit, kom ons doen net 'n gebed en ons raak rustig en ons vra vir die leiding van God se Heilige Gees. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, Here, ons wil vir u dankie sê dat ons vanaand hier saam kan wees as gelowiges. Vir die wêreld lyk ons dalk abnormaal. Vir die wêreld 'n lekker lang naweek wat almal weggaan en hulle self geniet. Vir die wêreld 'n paar mense wat hier by 'n kapelletjie byeenkom, saam bid, saam lees uit die Bybel. En dit lyk abnormaal vir hulle, Here. Maar ons wil vir u dankie sê dat ons deel van daardie groep kan wees. Dat ons vanaand hier kan wees, dat ons hierdie Paasgety ingaan op 'n regte noot, dat ons u kan loof en prys en kan weet, Here, dat u bereid was om vir ons opofferings te maak. Dat u die dood oopgebreek het tot 'n nuwe lewe. Ons wil vra, Here, dat u by ons sal wees vanaand, by ons geleentheid, wil u gee dat ons vanaand u stem sal hoor. Al is dit tussen 'n mens se woorde waarmee ons baie keer kan saamstem of verskil, maar wil u gee dat ons tussen die mense woorde u fluisterstem sal hoor wat ons aanraak. Amper soos die krieke wat ons daar buite hoor, die rustigheid van die natuur. Here, dankie dat ons mag weet, u is ook hier teenwoordig. Laat u Gees nou, soos die reën vroeër vandag, op ons neerdaal. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ek lees vir ons vanaand sommer dadelik, val ek met 'n gedeelte in die deur, en die gedeelte Jesus in Getsemane, want is die donderdag aan. So ons moet daai gedeelte lees vanaand. Ek kan nie anders. Jesus in Getsemane, ek lees hierso vanaf vers 39. Dis 'n gedeelte wat ook in Matteus voorkom, 26, Markus 14, verskil so hier en daar bietjie met mekaar, maar ek lees vir ons uit Lukas uit. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe te gaan, en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hulle in die slaap uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid sodat julle nie in versoeking kom. As ek vanaand vir jou sou vra, jy moet kies waar jy jou laaste nag op aarde sou spandeer. Waar sal dit wees? As jy een nag oorgaan, waar sal dit wees? Party mense sal sê die strand, party mense sal sê op 'n berg, party mense sal sê in 'n grot, party mense sal sê saam met my gesin, party mense sal sê saam met 'n huis vol vriende. Maar wat kies Jesus? Hy kies die tuin van Getsemane. En hy doen dit met 'n spesifieke rede. En hy doen dit nie net omdat hy gekies het, dit is sy gewoonte gewees. Daar staan in die gedeelte, so sy gewoonte was. Hy kies 'n olyfboord. Dis nie toeval. Hy gaan na Getsemane toe, 'n olyfboord, amper soos 'n boord wat ons vanaand beleef, hier buite as jy uitkyk, jy kan net boord hier buite. En die olyfboord is eintlik 'n persplek. 'n plek van druk. En vanaand waar ons eintlik die lyding van Jesus herdenk, is ons ook hier tussen bome, in 'n boord, in die donker, en 'n mens kan dalk iets van sy angs aanvoel, en in gebed. Nou Getsemane. In die Bybelse tyd was dit nie 'n mooi tuin met laventel en LED liggies soos ons gaan beleef met Nuts About Wine nie.
Dis nie so geleentheid. Dis heeltemal iets anders. Dis 'n plek waar olyfbome jou begroet, amper soos hierdie bome wat al jare hier staan. Van daai bome is al meer as 2000 jaar oud, het hulle bepaal. Daai knoetsige olyfbome wat jou begroet as jy daar instap. En hulle sê dis nogal 'n belewenis. Ek was self nog nie daar nie. Ek weet nie wie van u was al in Israel gewees en daar geloop nie. Jy's nogal bietjie in verwondering as jy daar loop en jy besef, hierdie bome was eintlik getuies van Jesus wat daar was. Hulle weet van. Hulle het amper die stof teen hulle gewaai van hulle wat daai voetpaadjies geloop het. En dit vang nogal 'n mens as jy in so 'n plek teenwoordig is. Hulle het al daar gestaan van daai tyd af. En dan kies Jesus juis hierdie plek. Nou hoekom hierdie plek? Getsemane staan eintlik vir gat wat 'n klip is, want onthou wat gedoen het, hoe pers hulle die olie uit? Hulle vat 'n plat klip, 'n ronde skyf, sit klomp olywe daarop en dan is daar 'n groter klip bo-op, hierdie onderste het so trog gehad en dan draai hulle daai klip op die ander klip met die olywe tussenin. En dan begin die olie na 'n ruk deurloop onder. Gat beteken 'n klip wat druk. Semani beteken olie. So dis 'n drukpers van olie. Kan jy nou begin besef wat agter dit lê? Hy kies die plek juis, hoekom? Want hy het die druk van die wêreld op sy skouers. En die sonde word gepers tot die olie begin loop. Jy hoor iets daarvan. Hy kies dit nie sommer net nie. Hy kies dit met 'n rede. En dis altyd van die wonderlike van die Bybelstories. Die een ou wat ek nogal baie lees, ou Leonard Sweet sê altyd, hy's 'n professor in teologie in Amerika, maar hy lees baie wyd ekonomie, bemarking als. Hy sê altyd, trust the story. Daai goed word vir 'n rede in die storie gesê. Want dit kommunikeer iets. Daar lê iets daar agter. Reg. So hy kies dit. Jesus kies in plaas van om te vlug, vertroue. Hy kies gehoorsaamheid in plaas van om nie daar te wees nie. Hy's bereid om die moeilike pad te stap in plaas van 'n gemaklike roete. En hoekom kan hy dit doen? Die Lukas Evangelie verwys na Jesus wat roep Vader. Hy gebruik die woord in Grieks pater. Maar die Lukas Evangelie gebruik bietjie iets anders. Hy sê Abba Vader. En daar's 'n rede weer daarvoor. Hy verskil van die Lukas Evangelie, Markus Evangelie wat eintlik die oudste evangelie is wat ons het, gebruik hy Abba Vader, hy sit dit by. Want Abba is die brabbeltaal van 'n kleuter. So eintlik word daar gesê Papa. Dis wat daar staan. En daar lê weer iets daar agter. Want hoekom sê hy Papa? Die kinderlike vrymoedigheid wat hy het en die geloof wat hy het, gebruik hy in daai woord eintlik. Hy sê hy gee heeltemal oor in sy pa, hy vertrou sy pappa eintlik ten volle. Ja, hy mag vra want hy was in doodsangs. Daar staan 'n gedeelte, hy het bloed gesweet. Kan jy hoor hoe druk die drukpers dat dit sy sweet soos bloed op die grond val staan daar. Maar hy roep na sy pa. Hoekom? Soos Tommy. Sy nie al bang is of Olivia. Dit vat nie die donkerte weg. Ek sit nie die lig aan as hulle na my roep nie, maar as ek langs hulle kom of hulle weet ek's in die kamer, dan is hulle alright. Dit is 'n aardige ding. Donkerte is nie weg nie. Maar hy weet sy pa is daar. En dit is die vrymoedigheid dat 'n mens vir jou pa enigiets kan vra. Dan vra hy, bid hy, Vader, neem hierdie lydingsbeker by my weg. Maar nog nie my wil nie, laat u wil geskied. Maar ook die totale
oorgawe om te sê, wie wat, ek vertrou my pa, omdat hy weet wat die beste vir my is. En dan gee hy totaal en al oor. En dan sê hy, u wil, nie my wil. En dit is nogal 'n bietjie kompleks. Hoekom sê ek so? Baie keer maak ons hierdie gedagte van laat God se wil geskied hom die outeur van die kwaad. Hy laat die slegte met ons gebeur. Dis wat ons doen. As dit sleg gaan met my, dan dink ek, die Here straf vir my, ek wil mos nou. Of jy dink, wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Tipies ons gewoontes mos. Maar as jy die gedeelte mooi lees, dan besef jy eintlik, Jesus wil eintlik nie, of God wil nie Jesus straf. Dit gaan nie daaroor, die doel is om sondaars te red. Hy wil eintlik hê ons moet vrygespreek word, ons moet gered word. Dis sy doel. En as 'n mens bietjie daar ander invalshoek kry, dan besef jy maar, God is nie die een wie dat die piesangskool voor jou neergooi dat jy moet val nie. Ek en jy het te doen met mense in hierdie wêreld en onsself wat piesangs eet, en hulle gooi die piesangskille op die grond. En baie keer gly ons in ons eie piesangskille as gevolg van keuses wat ons maak. Baie keer gly ons op iemand anders se piesangskil wat ons geen beheer oor het. En dit het 'n impak op ons lewe. Maar God is die een wat sê, ek is hier. Ek sal jou ook deur hierdie donker tyd help. Nou, almal van ons belewe op 'n stadium 'n Getsemane. Iewerste in jou lewe was jy al by so 'n geleentheid waar jy gevoel het, wie wat die druk is net te veel. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie langer so aangaan. Ek wil tou opgooi. Die druk van die drukpers is te swaar vir my skouers. En dan leer ons by Jesus iets. Wat doen hy? Hy bid en hy vra. En hy sê eintlik iets daardeur vir ons. Wat sê hy vir ons? Hy sê, jy mag bid en jy mag doodsbang wees, angs, benoud, paniekerig wees. Jy mag, dis menslik. En jy mag vir God vra om dit weg te vat. Want hy doen dit. Want dit is tog daar in die Bybel, ek meen, lees maar net 'n bietjie Psalms as jy ooit Bybel lees. Gaan lees Psalm 13, is een van my gunsteling psalms. Eintlik my heel gunsteling, hy begin so. Hoe lank gaan u nog vir my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak? Kyk tog, sien u my nie meer raak nie? Antwoord my tog, my Here, my God, anders sê my vyande het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Kan jy hoor? Dit is negatief. Hy wil hê die Here moet hom help. En hy vra vir die Here. Mens mag dit nie. Maar wat doen Jesus? Jesus vlug nie, hy kniel, hy bid, en hy bly getrou. Laat u wil geskied. Abba, Vader. Nou wat is die 3 goed wat 'n mens uit hierdie gedeelte kan leer? En dis my 3 vrae wat eintlik nogal baie naby aan my lê. Toe ek die gedeelte lees, dink ek, is 3 goed wat vir my uitstap. Persoonlik, jy kan ook 4 of 5 hê, maar daar's 3 goed wat vir my na vore kom. Die eerste is, na wie draai jy as jy in 'n Getsemane is, in 'n drukpers in jou lewe? Jesus is eenvoudig, hy draai na God. Wat is hy nou? Hy gaan na die tuin van Getsemane toe om stilte op te soek, God se teenwoordigheid op te soek. Selfs in iemand se woorde, my God, waar is hy? Dis mos die soeke na God se teenwoordigheid. Dis nou 'n bietjie van die trek af van die preek af, ek dink nou net daaraan. 'n Film, Into the Grey, dink ek is die ding se naam. Gaan oor 'n ou wat wolwe skiet vir ouens wat op oliebore is en hy glo glad nie, hy's 'n ateïs. Weet dan kyk hy altyd die ouens wat so bid en en op 'n stadium is hy alleen agter met hierdie klomp wolwe. En dan roep hy so na bo en sê, waar is jy, Here? Die feit dat hy in daai omstandighede niks het nie, maar hy roep, beteken hy hoop daar's iets daarbo. Hy soek na dit. En in jou grootste vrees en jou grootste drukpers, soek jy God se teenwoordigheid. Want lyding forceer 'n mens bietjie om na mekaar te kyk. As jy lyding betrek, wat jy gesinslede kyk na mekaar. En dan niemand 'n antwoord nie en dan wat doen jy? Jy vra dieper vrae oor die lewe.
En as jy dieper vrae oor die lewe gevra het, wat doen jy dan? Dan gaan jy opkyk. Dit forceer jou om God se teenwoordigheid op te soek. So waarna toe draai jy? Jy draai na God. Wat doen jy? Die gedeelte is eenvoudige 10-jarige kind kan dit lees. Wat doen jy as jy in 'n Getsemane is? Jy bid. Wat doen Jesus? Hy gaan om te bid. Sal wat hy doen? Hy bid en hy vra. En dan sê hy 'n interessante ding vir sy disippels. Hy sê, bid dat julle nie in versoeking kom. Nou wat het dit amper te doen met die hele gedagte wat homself afspeel? Dink bietjie mooi daaroor. As jy in 'n drukpers is, onder moeilikheid is, dan is ons geneig gewoonlik om ons normes en waardes te laat gaan. Want jy wil net hier uitkom. Jy maak nie saak of jy skewe paadjies loop of kronkelpaadjies, maar ek kan nie meer hierdie vat. Nou sê hy, as jy nou 'n moeilike tyd is, wat moet jy doen? Bid. Kyk maar net na sy disippels. Hy het vir hulle gesê, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Wat gebeur? Hulle word in die slaap gevang. En dan Petrus en al die disippels verloon en verlaat hom. Daar is so 'n mooi Engelse aanhaling. Because they did not pray, they did not stay. Dis eintlik so eenvoudig. So die eerste is, waar draai ek na heen? Ek draai na God. Wat doen ek? Ek bid tot God. En dan die laaste punt. Waar nou verder? Waar nou van hier af verder? En nou is dit 'n bietjie meer kompleks. Want is nie so eenvoudige vraag nie, en die lewe is nie so eenvoudig nie. Want vir Jesus, waar gaan hy van Getsemane af? Sy Getsemane word Golgotha. Dis nie maklik. Hy gaan nog dieper in. En kyk maar na die karakters van die Bybel. Almal het op 'n stadium 'n Getsemane beleef. Vir Abraham was dit toe sy enigste seun moes offer, Isak. Vir hy Josef, toe hy onregverdig jare in die tronk moes sit. En so kan ek aangaan en nog noem. Vir Paulus, hy noem sommer 'n reeks Getsemanes op. Hy sê op 'n stadium waar in Korintiërs, ek is al geslaan, gevloek, gestenig, soveel houe gevat. Hy noem sommer 'n lysie van Getsemanes wel op. Hy het swaar getrek. En dit is vir hom baie moeilik. Maar waarvan hier af vorentoe? Nou wil ek graag vir julle 'n gedig lees, en my Engels is nou nie te great nie, so verskoon my uitspraak. Maar ek sê altyd, ek praat soos my seentjie baie goed Brits, maar Brits Northwest. En hierdie gedeelte, hierdie gedig het my nogal aangeraak as 'n gedig van Ella William Wilcox. Nou, dit rol so lekker van die tong af. En ek dink sy het iets raak gevat van hierdie hele gedagte van Gethsemane. Dis die tema of die titel ook. Hy gaan soos volg. Down shadowy lanes across strange streams, breached over by our broken dreams, behind the misty caps of years, beyond the great salt fount of tears, the garden lies. Strive as you may, you cannot miss it in your way. All paths that have been or shall be pass somewhere through Gethsemane. All those who journey soon or late must pass within the garden's gate, must kneel alone in darkness there and battle with some fierce despair. God pity those who cannot say, not mine, but thine, who only pray, let this cup pass, and cannot see the purpose in Gethsemane. Nou dit sou oneerlik van my wees om te sê dat God alles hier op aarde reg maak die wêreld reg. Nee. Kyk maar net om jou rond. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek is soos enige ander man en mens, opgewonde en ek koester hoop in die opstanding van Jesus Christus, maar kan eenvoudig nie sê of ontken dat hier op aarde alles nie reg is. Ek sê weer, gaan lees die psalms, julle sal dit hoor.
Maar wat is dan die antwoord op die derde vraag? Waar dan heen van Getsemane af? Of waar dan heen van die drukpers af? Hoor bietjie daai Ella William Wilcox se gedig die aanhaling. Al die paaie wat was, wat nog sal kom, gaan deur 'n Getsemane. Maar dis nie waar dit eindig. Want ons weet mos, 'n Getsemane word vir Jesus 'n Golgotha. 'n Golgotha word 'n graf. Maar graf word die hemel. En dis 'n verandering. So in hierdie tyd, almal van ons gaan op 'n stadium deur 'n Getsemane gaan, deur 'n drukpers. Dis deel van hierdie lewe, of jy dit nou wil erken of nie, iewerste, as jy nog nie een gehad het in jou lewe nie, ek het nuus vir jou, jy gaan iewers een kry. Jy gaan deur 'n drukpers gaan wat jou gaan beproef. Maar dit stop nie daar nie, ons weet van iets beters. Nou die beeld van 'n olyfpers is nie net pynlik nie, maar is ook 'n baie mooi beeld in 'n olyfpers, of 'n olyfoliepars. Want 'n olyfboom of 'n olyf moet eers oopgebreek word voordat die olie kan uitkom. En olie genees, olie voed, olie word gebruik om te seën. En iets hiervan lê in hierdie beeld opgesluit. Jesus is deur die olie of deur die drukpers gewees sodat ons kan leef. Sy gebed het gelei tot gehoorsaamheid, sy lyding tot ons vryheid. Sy bloed soos die olie het die wêreld genees. Maar dan voeg Lukas net iets by. Hy sê daar het 'n engel aan Jesus verskyn om hom te versterk. Wat sê hy eintlik? In jou Getsemane los die Here jou nie. Hy gee vir jou 'n engel. Hy gee vir jou iemand. Dit is amper, en nou vat ek nou weer 'n voorbeeld vir my kinders, want as ek dit prakties altyd sien konkreet, maak dit vir my meer sin. Ek gee vir Olivia haar teddy. Sy hom vashou, dan voel sy beter. Of ek lê net 'n rukkie by. Vanaand sit jy dalk langs iemand soos 'n engel. Iemand wat jou bemoedig in hierdie lewe, versterk. Of dalk is jy vir iemand 'n engel. God laat jou nie alleen in die drukpers nie. Hy vat nie altyd noodwendig die donkerte weg nie, die donkerte is daar. Dis deel van hierdie lewe. Maar hy help jou baie keer om net teenwoordig te wees, naby te wees in die donkerte. Hy stuur mense, oomblikke, engele, om jou te dra in jou swaarste tye. Getsemane is nie die einde nie. Dis die begin van die kruis. Ons gaan nou in die tuin van Getsemane, soos Jesus amper in, die kruis lê voor en natuurlik die leë graf op die ou end. Maar tussen daardie olyfbome leer ons iets van geloof wat nie weghardloop. Van vertroue wat sweet soos bloed, van 'n Jesus wat weet hoe dit voel om bang te wees en tog te bly. So ek wil jou vanaand sommer net vra, en dis die appel wat ek tot jou rig. Wat doen jy in jou Getsemane? Hardloop jy of kniel jy? En my gebed vir julle is, mag jy in daardie oomblikke, in daai drukpers, sê Abba, Vader. Nie my wil nie, U wil. Ek gee oor in kinderlike vertrou. Want dis wat Jesus gedoen het. Papa, nie my wil nie, U wil. Die druk is daar. Die pyn in hierdie wêreld is werklik. Ons dra nie doekies om. Daar is Getsemanes. Maar ek wil hê jy moet vanaand onthou, wanneer die druk kom, olie kom net uit iets wat gebreek het. God sal saam met jou die pad deur Getsemane stap. Want alle paaie lei na Getsemane. Paaie wat was,
paai wat is en paai wat sal kom. Want ons almal gaan op 'n stadium sterf. Maar gelukkig in geloof, Getsemane kan dalk 'n Golgotha word, kan dalk 'n graf word, maar dit word ook hemel. Hoekom? Jesus het Godverlatenheid ingegaan, sodat ons nooit Godverlate hoef te wees nie. Dis my gebed vir elkeen van julle wat vanaand hier sit, mag julle in die tyd wanneer julle iets beleef van 'n Getsemane, 'n olyfolie-pars, wat vir jou te veel word, vanaand onthou. Mag jy die bome onthou. Mag jy die olyfboord onthou waarin Jesus Christus was. En onthou wie wat? Abba Vader. Ons sal ook deur hierdie hekke van Getsemane kan kom. Hy het dit vir ons oopgebreek na 'n deur na God toe. Amen. Ek gaan vanaand vra so, jy sal sien, hier is nou wyn uitgepak en broodjies wat in kruisies uitgedruk is. En ek gaan vra dat Veronica nou vir ons 'n lied speel. Veronica sê, ek gee my nog so 3 minute, jy weet ek praat baie. Ek gaan vra dat u vorentoe sal kom, sal neem, hier behoort genoeg te wees, en hier is nog houers met nog, maar hierdie getalle, ek dink, hulle het getel, hulle is reg. As u nie wyn neem nie, hier is druiwesap, die grootes is druiwesap, kleintjies is wyn, neem gerus daarvan, en stap vorentoe, neem dit, en dan sit jy, neem jy sitplek weer in en luister na die lied, baie bekende lied, luister na die woorde van die lied. Dis 'n lied wat my altyd aangryp in situasies soos hierdie, en ek dink ons kan amper nie 'n beter plek kies om hierdie te doen, tuin van Getsemane. As mens net die pekaneet vat. Hy moet eers gedruk word, wat toe jy nou daar buite heb gedruk. En hy moet eers oopbreek, voordat jy by die neet kom. Deel van hierdie lewe. Mag julle iets beleef van dit. Kom ons luister na die lied, en ek vra sommer die mense van vooraf stap, kry vir julle, gaan sit weer, ons luister die lied klaar, wees rustig, en dan sal ek julle verduidelik hoe die verdere verloop is. Baie dankie.